Psalm 100, 'n dankpsalm. Juig tot eer van die Here almal op aarde. Dien die Here met blydskap, kom voor hom met gejubel. Erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak en ons is syne. Ons is sy volk, sy eie kudde. Gaan sy poorte in met dankliedere, sy tempel met lofsange. Dank hom, prys sy naam, want die Here is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Sy trou duur van geslag tot geslag. En daar's geleentheid om stil te raak voor die Here. Vra vir die Here om vanoggend die grootheid van sy opstanding vir jou oop te breek. Van die rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordeele, hoe onnaspeurlik sy weë. Wie ken die bedoeling van die Here, wie gee hom raad? Wie bewys hom 'n guns sodat hy verplig is om iets terug te doen? En uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom kom toe die heerlikheid vir altyd. En ons sê almal saam, amen. Broers en susters, wat 'n voorreg is dit vir my om julle vanoggend te groet in die naam van hierdie Here, van wie ons gesing het, van wie ons gehoor het, van wie ons bely het. Ontvang vanoggend God se liefde en sy genade en sy omgee. Dit kom van God die Vader, die Seun Jesus Christus, wat vandag 2000 jaar gelede opgestaan het. En God die Heilige Gees, wat 2000 jaar terug uitgestort is. En ons sê almal saam, amen. Broers en susters, is asof die Here self hier is. Kom ons maak die Bybels oop by Lukas 24. Vader, ons kom vanoggend aan die voete. Ons lê aan die voete al ons dinge, ons bekommernis. Ons lê vanoggend hier in Paastyd ons sonde aan die voete. Dit wat Jesus by die kruis gedra het en vandag 2000 jaar terug vir ons volkome weggevat het. Ons lê aan die voete ons persoonlikhede, ons lywe, ons gedagtes, ons stikkend wees. En daarom sê ons ook vir u dankie vir wie u is, in u genade, in u grootheid, dat u seun gegee het vir ons. Sodat ons vandag kan sê, ons is verlos, ons is bevry. En daarom, o Here Jesus, u wat aanbid word deur ons, u wat ons Here en ons verlosser is. Ons kom spesifiek na u toe as ons ook vir u dankie sê, vir hierdie groot ding wat u vir ons gedoen het. In Johannes 10 lees ons dat u eie lewe vrywillig afgelê het. U was nie gedwing deur die Vader om ons te verlos nie. Toe u Vader en ons Vader u gevra het om aan die kruis te sterf, het u self ingestem. Maar u het vandag opgestaan. En daarom kan ons vanoggend met dankbare harte, soos ons gelees het in Psalm 100, en soos ons gesing het in al hierdie wonderlike liedere, kan ons met dankbare harte na u toe kom en ons hande ophef tot lof, ons harte ophef tot lof en ons lewe aan u oorgee. O Heilige Gees, as ons hierdie gedeelte in Lukas 24 lees, 'n verhaal wat bekend is aan ons,
In bekende verhale verloor hulle betekenis. Want dit word maar net mooi stories. Daarom, o Heilige Gees, bid ek tot U vanoggend saam met my broers en my susters, dat U hierdie bekende storie, hierdie bekende verhaal sal gebruik om ons aan te raak. Dat U hierdie verhaal sal gebruik om elkeen van ons se lewens te verander. Om ons nuwe mense te maak. Maar meer nog, Here, om ons in verwondering te bring oor wie U is. Dat ons in verwondering sal wees oor Opstanding Sondag. En daarom bid ek ook vir myself, en ek weet al my broers en my susters stem saam met die gebed, dat U, o Vader, die woorde sal gee, die gedagtes en die emosie. Want alles gaan tog oor U, oor die enige God, dat U verheerlik sal word. Baie dankie dat ons hierdie dinge tot U kan bid. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Nie net die een wat gesterf het nie, maar ook die een wat opgestaan het. Ons Here, ons leier, ons voorloper, ons redder en ons verlosser. En ons sê almal saam, Amen. Kom ons lees in Lukas 23, vers 27 en vers 55 ook. Lukas 23, vers 27 staan daar, 'n groot menigte van die volk het agter Jesus aangeloop, onder wie ook vroue, wat oor hom getreur en gehuil het. En dan in vers 55 van Lukas 23, die vroue wat saam met Jesus van Galilea afgekom het, het saamgeloop en die graf gesien en gekyk hoe sy liggaam neergelê word. Daarna het hulle huis toe gegaan en reukolie en salf reggemaak. Op die Sabbat het hulle gerus soos die gebod bepaal het. Die Sondagmôre, baie vroeg, het die vroue na die graf toe gegaan met reukolie wat hulle reggemaak het. Daar kry hulle die klip weggerol van die ingang van die graf af. En toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here gekry nie. Hulle het nie geweet wat om daarvan te dink nie. Met een staan daar by hulle 2 manne met blink klere aan. Die vroue het groot geskrik en met die gesig na die grond toe gebuig. Toe sê die manne vir hulle, waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie. Hy is uit die dood opgewek. Onthou hoe hy met julle gepraat het toe hy nog in Galilea was en uitgelê het, die seun van die mens moet uitgelewer word in die hande van sondige mense, gekruisig word en op die 3de dag opgestaan het. Toe het hulle sy woorde onthou en van die graf af teruggegaan en al hierdie dinge vir die 11 en al die ander vertel. Die vroue was Maria Magdalena en Johanna, en Maria die ma van Jakobus. Ook die ander vroue saam met hulle het dieselfde dinge aan die apostels vertel, maar vir hulle, dis nou vir die apostels, maar vir hulle het hierdie verhaal na onsin gelyk en hulle het die vroue nie geglo nie. Petrus het egter opgespring en na die graf toe gehardloop. Toe hy daar vooroor buig, sien hy net doeke. Vol verwondering oor wat gebeur het, is hy terug huis toe. En dan spring ons na vers 36 toe. Terwyl hulle nog oor hierdie dinge gepraat, staan Jesus self met eens daar tussen hulle en sê vir hulle, vrede vir julle. Hulle het geweldig geskrik en bang geword en gedink hulle sien 'n gees. Hy sê toe vir hulle, waarom is julle so verskrik? En waarom kom daar twyfel in julle harte? Kyk na my hande en my voete.
Dit is tog ek self. Voel aan my en kyk. 'n Gees het tog nie vleis en bene, soos julle sien dat ek het nie. Terwyl hy dit sê, wys hy vir hulle sy hande en voete. Toe hulle van blydskap en verwondering nog nie kan glo. Dit is my baie interessant. Hulle is bly en hulle is van verwondering, maar hulle twyfel nog steeds. Dit is interessant hoe Lukas dit nou verduidelik. Sê hy vir hulle, het julle hier iets te eet? Hulle gee hom toe 'n stuk gebakte vis. Hy het dit gevat en voor hulle oë geëet. Daarna sê hy vir hulle, dit is die betekenis van die woorde wat ek vir julle gesê het toe ek nog by julle was, naamlik, dat alles vervul moet word, wat in die wet van Moses en die profete en die psalms oor my geskrywe is. Toe open hy hulle verstand om die skrif te verstaan. Verder sê hy vir hulle, so staan daar geskrywe, die Christus moet ly en op die 3de dag uit die dood opstaan, en in sy naam moet bekering en vergewing van sondes aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af en verder. Julle is getuies van hierdie dinge, en ek sal die gawe vat, wat my Vader beloof het vir julle stuur, maar julle moet in die stad bly, totdat julle die krag van bo, totdat julle met die krag van bo toegerus is. Broers en susters, veronderstel daar's 'n donderdagmiddag in 'n hospitaal, 'n gesin, wat in 'n hospitaalkamer sit, en hulle wag vir hulle pa wat gegaan het vir plate. En na 2 ure het hy nog nie teruggekom nie, en dan kom die verpleegster stil na hulle toe, en saggies sê sy vir hulle, ek het baie slegte nuus, julle pa is oorlede. Ek wonder wat sal die reaksie wees? Natuurlik sal daar hartseer wees. Die ma, die vrou van die man wat oorlede is, sal geskok en hartseer wees. Die kinders sal hartseer wees, die kinders wat nog in Suid-Afrika is. En dan sal hulle praat en sê, maar wat moet ons nou doen? Hulle sal vir die kinders wat oorsee is bel. Hulle sal vir die familie bel. Hulle sal vra, waar is pa se testament? En terwyl hulle so geskok en hartseer is, en wonder oor wat nou met hulle lewe gaan gebeur, lui die telefoon van pa wat daar lê. En pa sê, dit is ek is hier, hoekom kom haal julle my nie? En dan kom die suster daarin en sê, ek het 'n fout gemaak, ek het die boodskap vir die verkeerde kamer gebring. Ek het al baie gewonder, broer en suster, hoe sal jy reageer as jy die stem kry van iemand wat jy gedink het dood is? En daai persoon is nie dood nie en hy praat met jou. Hoe sal jy leer om weer te glo dat hierdie persoon regtig leef? En hoe sal jou denke verander en hoe verander dit jou lewe in jou hart? Sien, dit is eintlik wat hier gebeur. En eintlik is dit nie 'n hospitaalvraag nie. Eintlik is dit in wese 'n geloofsvraag. Dis 'n vraag wat gaan oor die opstanding van Jesus Christus. Dis 'n vraag oor mense wat gedink het Christus is dood. En ewe skielik sien hulle hom en ander hoor hy het opgestaan. En ons dink baie keer half negatief oor hulle, terwyl ons onsself moet indink oor hoe sou ons in hulle situasie reageer het. Sien, Lukas 24 is eintlik die samevatting
van die hele verhaal van Jesus Christus, van sy geboorte, al sy wonderwerke, al die dinge wat hy geleer het, al die stories, die verhale wat oor hom vertel is. Lukas 23, waarby ons donderdag stil gestaan het, sy kruisiging, en nou kom al die lyntjies by mekaar, al die touwtjies word in Lukas 24 by mekaar gevat, tot die einde van Lukas 24, ek het nog so 'n paar verse nie gelees nie. En dan is dit vir my interessant, dat die mense nie kon glo. Dis vir hulle moeilik om te verstaan en te glo, wat met Jesus gebeur het. En dit sien ons baie mooi in die verhaal van die vroue, daai eerste paar verse. Die vriende van Jesus, die mense wat 'n pad saam met hom geloop het, vind dit moeilik om te glo dat hy uit die dood uit opgestaan het. Ons moet hierdie vroue verstaan, die konteks van hierdie vroue was eintlik baie spesiaal, daarom het ek 'n bietjie weier gelees, eintlik in Lukas 8 vers 1 tot 3, vers 1 tot 4, daar rond, sien ons dat hierdie vroue baie spesiale mense was. Daar in Lukas 8 al sien ons dat dit die mense is wat Jesus van die duiwels bevry het. Dis die mense wat familie van Jesus was. Dis die mense waar daar staan in Lukas 8 dat hulle met hulle eie middele Jesus versorg het. Hulle het 'n offer gegee om Jesus aan die lewe te hou op aardse manier. En dan in die kruisverhaal van Lukas 23, in die begin van Lukas 24, sien hierdie vroue hoe Jesus in die graf neergelê is. Hierdie vroue het nie weggehardloop en Jesus verloon, soos die disippels, wat sy vriende was nie. Hulle was getrou, hulle was daar, by die kruis van Jesus, lees ons, was die vroue daar. En Johannes. Die ander was weg. En dan is Jesus vinnig begrawe, want op die Sabbat mag 'n mens nie begrawe word nie, en daarom het hulle die reukolie gemaak, want hulle wou tog net vir Jesus bietjie beter begrawe, bietjie beter versorg, as wat hulle so vinnig gedoen het voor die Pasga, voor die Sabbatdag. En daarom gaan hulle na die graf toe. En hulle kry by die graf wat hulle nie verwag nie. Hulle kry by die graf 'n klip wat weggerol is. En hulle gaan in en hulle sien die graf is leeg. Iets wat vreemd is vir hulle. En dan sien hulle die engele. En die engele sê vir hulle iets wat hulle ook nie verwag nie. Die engele sê vir hulle, soek julle die lewende by die dooies, want hulle gaan om 'n dooie te soek. En baie van ons, eintlik as ons oor Christus praat, dan praat ons eintlik oor 'n dooie, nie werklik in ons harte oor 'n lewende nie. Ek sal nou daaroor uitbrei. Dan kom die engele en hulle vertel 'n baie interessante ding. Hulle vertel vir hulle, onthou wat Christus gesê het, hy moet ly en hy moet opstaan. Onthou julle, hy het dit vir julle vertel, en dan sê Lukas, hulle onthou. Hulle onthou wat hy gedoen het, en dit vertel vir ons dat God se planne is nie iets wat toevallig gebeur nie, en dit is belangrik vir jou eie lewe. Die opstanding van Jesus en die kruisdood van Jesus was nie 'n toevalligheid nie, was nie 'n noodplan nie. Ons sien dit in hierdie verhaal gebeur het 2 keer. En dit moet 'n troos vir jou wees. Want dit wat in jou eie lewe gebeur, al gaan jy deur moeilike tye, is daar altyd 'n uitkoms. Nie die dooies nie, maar die lewendes. En by God is daar nie verrassings nie. God is in beheer. En dan gaan hulle, en hulle gaan vertel vir die disippels. En dan staan daar, dit was vir hulle onsin. Hulle kon dit nie glo nie. En broer en suster, ons moet sag wees met die disippels.
Want hoewel die vroue gekom het, en daar staan hierdie vrou het gekom, dan staan daar ook ander vroue het gekom. Daar was getuies wat vir die disippels vertel het. Het hulle nie die opstanding verwag nie. Dit was vir hulle moeilik om te glo dat hierdie ding kon plaasvind. En dalk is jy vanoggend in die geselskap van die disippels. Want onthou, dis nie dat die disippels te dom was nie. Hulle was nie sulke dom nie. Alhoewel hulle was nou vissers, maar hulle het daar 'n bietjie in verstand ook gehad. Dis dat dit te groot was vir hulle. Dit was te onmoontlik. Dit was te anders as waaraan mense gewoond is. Soos mense vandag ook sal sê, maar die Here het nie opgestaan nie. Mense staan nie op uit die dood uit nie. Dit is heeltemal reg, maar in God se perspektief werk dinge bietjie anders. In God se perspektief is dinge bietjie groter. En dalk sit jy hierso vanoggend en jy saam met ons en jy sing lekker saam en jy wonder, Dominee, maar dit nou regtig gebeur. Is dit nie net 'n mooi storie nie? Dan is jy in die geselskap van die disippels. Maar dan moet jy saam met ons die gevolge van hierdie verhaal verduidelik. Die gevolge van hoekom is die graf dan leeg? Die gevolge van mense wat weggehardloop het, wat later bereid was om te sterf vir die boodskap. Die gevolge van hoe op aarde is dit moontlik dat die boodskap van wat Jesus verkondig, waarby ons nou gaan uitkom, dat hierdie boodskap die wêreld kon versprei, dat ons 'n wêreldgodsdienst, ons is die grootste godsdienst ter wêreld, sonder sosiale media, sonder telefone, sonder selfone, dat dit kon gebeur, want dit kom van die Here af. En dan die belangrikste ding wat ek daaronder geskryf het, die opstanding van die Here sê, die dood het nie die laaste sê oor jou lewe nie. En dit moet ons glo, want dit gee vir ons persoonlike hoop. Daarom kan ons sterf met die wete, ons gaan saam met Christus eendag ook by God die Vader wees. En partykeer kruip ons weg vir die Here. En partykeer kruip ons weg vir ander mense. Maar Christus gaan soek ons, daar waar ons wegkruip. En dit sien ons hierso. Ons sien in Lukas 24 vers 12 hoe Petrus gaan en hy hardloop en hy gaan kyk en hy sien die leë graf. Maar mens kry die idee dat hoewel hy die leë graf gesien het, is dit asof hy nog nie geglo het nie. En dan daar in vers 36 sien ons dat die disippels by mekaar is en nou praat hulle oor wat gebeur het. Hulle praat nie omdat hulle geglo het nie. Hulle praat omdat hulle bang was. Want hulle wonder, gaan hierdie Joodse raad nou vir hulle ook doodmaak? Wat gaan nou met hulle gebeur? En ewe skielik gebeur die onmoontlike. Ewe skielik is Christus daar. Hy het nie geklop nie. Hy het nie buite die kamer gestaan of buite die huis gestaan en geskree, "Hoi, maak vir my oop nie." Hy was net daar. Daar staan dit skielik, met eens het hy tussen hulle gestaan. Wat 'n geweldige ervaring moes dit nie vir hierdie mense gewees het nie. En dan doen hy 'n wonderlike ding. As dit ons was, hy ons nou gesê, "Luister Petrus, ek wil nou met jou praat. Kyk nou wat gebeur, ek is hier tussen julle, ek is die Here, maar jy weet, jy daar my baie lelik hanteer toe jy weggehardloop het. Of toe jy my verloor het. Julle ander ouens, behalwe Johannes, het weggehardloop. Nee, kerels, 'n mens maak nie so nie. Maar dis nie wat Christus doen nie. Wat sê hy? Vrede vir julle.
En vrede is die Griekse woordjie eirene wat sê, alles is reg. Alles is heel. Die opgestane Here kom na die mense toe wat hom in die steek gelaat het, mense wat hom in die rug gesteek het. Mense wat bang was en hy sê vir hulle, kom nou, kom ons vat die dinge weer saam. Ek sê vir julle, moenie bang wees nie. Alles is reg. Julle kan nou aangaan, ons is heel, ons is okay met mekaar. En dan kom Christus en hy bevestig dat hy ook fisies opgestaan het. Want die disippels sukkel om te glo, soos ons dikwels sukkel om te glo dat God die onmoontlike moontlik kan maak. Dit is my baie interessant dat hulle hom sien, dat hy tussen hulle is, dat hy ewe skielik daar staan, maar dat hulle nogtans nie glo nie. En dan sê hy vir hulle, kom vat, kom voel, kom kyk. En dan moet julle kyk wat staan daar. Toe hulle van blydskap en verwondering nog nie kon glo nie. Hulle kon nie glo toe hulle by mekaar alleen was nie, toe hulle bang. Toe kom hy en hy verskyn aan hulle en hy wys vir hulle fisies, hy's nie 'n spook nie. Hy het fisies uit die dood uit opgestaan. Dis belangrik dat ons dit glo. Daar's baie mense wat sê nee, wat dis 'n bonatuurlike opstanding. Dit is 'n bonatuurlike opstanding. Hy is God, hy kon gaan waar hy wil, maar hy het ook 'n fisiese opstanding gehad. Daarom kon hy mense aan hom vat en daarom sê hy, het julle vir my kos om te eet? En dan gee hulle vir hom vis en hy eet die vis, want 'n spook kan nie eet nie. 'n Gees kan nie eet nie. So Christus wys vir hulle, luister, ek is dieselfde persoon wat daar was voor my kruisiging. Dieselfde ou wat julle geken het, wat die wonderwerke gedoen het, wat die bergrede gedoen het. Ek het uit die dood uit opgestaan, hier is ek. Julle moet ophou twyfel. Glo in my. En dan doen hy die wonderlike ding, as hy hulle uitstuur. Ons moet praat oor die wonderlike dinge wat die Here in ons lewe doen. Die opstanding bring ons in aksie. In Lukas 24 vers 44 sê hy vir hulle hierdie wonderlike ding. Hy sê dit is die betekenis van die woorde, naamlik dat alles vervul moet word wat in die profete, die wet van Moses en die psalms geskryf is. Jesus kom en hy sê vir hulle, luister, my lewe, my kruisiging, my opstanding is eintlik in die Ou Testament geprofeteer. Wat nou hier voor julle gebeur is eintlik 'n vervulling. Dit is niks nie. Dis nie dat God verras is nie. Vroeër in Lukas 24 vers 1 tot 11, 1 tot 12, het die engele dit vir die vroue gesê, nou sê Jesus dit vir die disippels, luister, vir God is daar nie verrassings nie. In jou lewe is daar nie verrassings nie. Daar's nie 'n noodplan by God nie. God se plan loop en werk, en dan staan daar, hy het hulle oë oopgemaak, sodat hulle kon verstaan. En dan gee Christus vir hulle die evangelie, en hierdie is geweldig belangrik, broer en suster, vir ons as Christus gelowiges. Hy sê, die Christus moes gekruisig word. Hy moes op die 3de dag opstaan. Hy sê, en julle moet gaan en in my naam bekering gaan verkondig. Hy maak hulle oë oop, hy laat hulle verstaan. Hy sê vir hulle, daar's bekering, daar's vergifnis van sondes, en julle moet vertel. Bekering
is dat God vir hulle sê, julle moet gaan en vir mense sê, julle moet omdraai, julle moet 'n nuwe rigting begin leef. Ons taak, broer en suster, al is ons vir jare in die kerk, al glo ons, is om vir ons kinders, en vir ons kleinkinders, en vir mense met wie ons te doen het, te vertel, luister, die ware vergifnis van sondes, waar God nie rekord hou van jou lewe nie, waar God alles uitvee, waar God alles wegneem, is in Jesus Christus. Nie soos julle deesdae dink, dat alles is maar die pad na die ewige lewe nie. Nee. Jesus sê vir hulle, in my naam is daar bekering. In my naam is daar vergifnis. Hoe kan ons wat verlos is nie praat oor wat Jesus vir ons gedoen het nie? Hoe kan ons wat glo in die bonatuurlike wonderwerk van die opstanding daaroor stil bly? Jy kan nie. 'n Getuie, sê Jesus, begin by Jerusalem. En dis hoekom ons in ons gemeente, ons sendingwerk hier begin. En jou as persoon begin jou Jerusalem in jou gesin. Met jou man, met jou vrou, met jou kinders, met jou kleinkinders, by jou bure, jou vriende, jou werk, jou mense, en al verder staan daar, so gaan dit verder. Dis waar jou getuienis is. En wat wonderlik is van die getuienis, is jy hoef nie toegerus te wees nie. Jy hoef nie goed genoeg te wees om te getuig nie. Jy moet net kan sê, ek was daar. Jesus sê vir hulle, weet julle is hier. Jy moet net kan sê, ek was daar, ek het dit gesien, ek het dit gehoor, ek het dit ervaar. Niks anders nie. En dis wat ons moet doen. Ons moet vir mense vertel, weet jy, dis wat die Here in my lewe doen. Ek het 'n lewende geloof, 'n lewende verhouding met die opgestane Here. Nie kennis, dooie, koue kennis in teologie nie, maar 'n lewende verhouding wat die Here doen, dit het hy gedoen. Ek was daar. God stel nie belang in perfekte mense nie, want hy gee die Heilige Gees. Hy rus ons toe deur die Heilige Gees. Ons gaan nie alleen in die Pinkster, ons begin nou Pinkstertyd. Hy het die Gees gegee, want hy het geweet, hierdie disippels van Galilea, hulle is nie goed genoeg nie, maar hy het sy Gees gegee. Hy het gesê, gaan nou Jerusalem toe en wag vir die gawe van die Gees. Gaan net en getuig die gawe van die Gees, die Heilige Gees, gaan die Vader vir julle gee. Ek wonder, broer en suster, hoe daai gesin gevoel. Toe die pa gesê het, dit is ek. Ek is hier. Ek is reg. Moenie bekommerd wees, ek is reg. Hulle kon dit tog nie van hulle self gehou het nie. Daardie oomblik op daai telefoon het alles verander. Hulle hele lewens uitkyk vir die vrees wat vir hulle gewag het sonder hom, het onmiddellik die verlies weggeneem en hoop gegee. Die opstanding, broer en suster, vat nie ons probleme weg nie. Dit verander nie die moeilike dinge nie. Die wêreld is nog gebreek. As ons hier uitgaan, is daar nog steeds oorlog in Oekraïne, in die Midde-Ooste. Daar is nog steeds hartseer in die wêreld. Daar is nog verliese wat 'n mens het en verliese wat seer maak. En ons is nog bang vir die dokter wat ons besoek vir wat hy dalk gaan sê wat ons makeer. En soms voel ons dat die toekoms onseker is. Maar die opstanding sê die toekoms is in die hande
van die een wat leef. Wat nie perfekte mense gebruik nie, maar gelowig is. Omdat hy leef, het hy die laaste sê, nie die dood nie. Dit is ons hoop. Nie hier nie, maar daar. Lig die fokus, sê die opstanding. En help ander mense om hulle fokus te lig. Dit is wat die opstanding sê. Christus het opgestaan. Christus het waarlik opgestaan. Amen. Kom ons praat met die Here, jou eie geloof en jou geloof oor die opstanding van Christus. Daar's geleentheid vir stil gebed. As Christus gelowig is, o Vader, sit ons nog steeds aan die voete. En is ons dankbaar, o Here Jesus, vir dit wat U gedoen het. En as Christus gelowig is, glo ons dat U die onmoontlike moontlik kan maak. Daarom tree ons in, as mense wat nie perfek is nie, maar mense wat die gawe van die Gees het, mense wat die Heilige Gees in ons het, vir die wêreld. Vir die wêreld vol van gebrokenheid en oorlog en hartseer. As ons bid vir vrede, dat mense tot bekering sal kom, ons bid dit ook vir ons eie land. Dat die boodskap van Jesus Christus, waar U gesê het, ek stuur julle van Jerusalem en verder. Dat hierdie boodskap waarvan hier staan, dat U gesterf het en opgestaan het op die 3de dag, dat hierdie boodskap uitgedra sal word. Aan almal, Here. Dat alle mense van alle gelowe die waarheid hoor van ware verlossing en ware vrede. En ons steek ons hand op as ons sê, ons wil vertel van die opstanding. Ons wil ons oë hou op die een wat opgestaan het. Vader, ek bid vir ons land Suid-Afrika, vir die president en die kabinet. Ek bid vir die burgemeester en haar kabinet, vir die komende verkiesing in November maand, al die politieke leiers. Maar ek bid ook vir U geloofsfamilie, ons as broers en susters, almal wat bly is en almal wat hartseer is. O Heilige Gees, dat U troos sal stuur en sal gee oor ons almal. Baie dankie dat ek kan intree vir broer Johan en suster Delien, vir die gemeenteraad, vir elke broer en suster in 'n bediening. En so wil ek intree vir almal wat op pad is, dat elke lid van ons geloofsfamilie en elke lid in Suid-Afrika wat op pad is, veilig sal terugkom.
Vader, ek bid hierdie dinge saam met my broers en my susters tot U, in die naam van Jesus Christus, die opgestane Here. En ons sê almal saam, Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan leef as mense wat glo. En die opgestane Here gaan leef as volgelinge van die opgestane Here. Die Here sal jou seën en beskerm. Die Here sal jou gebede verhoor, vir jou genade gee. Die Here sal jou seën en vir jou vrede gee. Ontvang dit in die naam van God die Vader, die Seun Jesus Christus, die opgestane Here en God die Heilige Gees. En ons sê almal saam, Amen.